Ja, prys die Here. Wat 'n voorreg om die Here te kan ken. Die mense wat die Here nie ken nie, hulle weet nie wat hulle mis nie. Al die lekker, al die seën, al die vrede. Prys die Here. Ons is bevoorreg om kinders te kan wees van 'n lewende God. Prys die Here. Hou vas. Hou vas aan die Here. Nee, hou vas, hou vas. Dis maar die boodskap van die Bybel. Nou ek vra vir u lees saam met my uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 21. Nou ja, die van u wat die Bybel al lekker ken, Johannes het net 21 hoofstukke. En Johannes is die 4de evangelie, nee, kom ons moet so 'n bietjie Bybelstudies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4de evangelie. Elke evangelie gaan maar oor die lewe van Jesus, maar elkeen uit 'n ander perspektief, nee. Maar dit is 'n beginsel of die basis, die kern is maar Jesus en alles wat hy gedoen het in sy bediening dan. Nou ja, Johannes die 21ste hoofstuk en ons gaan lees vanaf vers 12 tot en met vers 21. En Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval het en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Tot sover en mag die Here sy woord aan ons harte seën. Nou die tema van ons boodskap in hierdie oggend is vers 17. En hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet
dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. En die tema van ons boodskap in hierdie oggend is, het jy my waarlik lief? Hierdie is 'n 1-tot-1 vraag wat Jesus aan Petrus rig. Het jy my waarlik lief? Nou, dit is nie daai vraag van, dink jy dalk jou pa het my lief, of jou broer het my lief, of jou kind het my lief nie, maar die vraag is, het jy my lief? En nou dieselfde vraag kom in hierdie oggend en word aan u en my gerig. Het jy my lief? En soos wat Petrus moes antwoord, so moet ons antwoord op hierdie vraag wat Jesus aan ons rig. Nou, jy weet, ons is so geneig om dit dan baie keer so bietjie weg te skuif, want ons hou nie daarvan as hierdie kringetjie so nou gemaak word en dit so direk na jou toe kom nie, en ons wonder, maar ek wonder hoe lief het die en daai persoon die Here, en het hulle die Here liewer, of het ek hom liewer? Die Here sê vir hom, nou gaan dit nie oor die ander een nie, dit gaan oor jou hart, jou liefde. As ons net bietjie verder gaan in daai hoofstuk vers 22, dan vra Petrus vir Jesus, maar wat van Johannes? Want die Here praat met Petrus, en nou wil hy skielik weet, maar wat van Johannes? Hy skuif dit so bietjie weg van hom af, en dan sê Jesus vir hom, maar wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Jy sien, God maak dit baie persoonlik. Nou, wanneer die Bybel iets herhaal, dan wil dit vir ons sê, dit is baie belangrik. En wanneer jy die Bybel lees, sal jy agterkom, daar is nogal verskeie plekke waar 'n sekere frase of sinstrede herhaal word. Dan wil God vir ons sê, maar dit is belangrik, neem kennis, onthou dit, maak werk daarvan, pas dit toe in jou lewe. Dit is belangrik. Nou jy weet, ook ons as mens is geneig om dinge te herhaal. Ons sal byvoorbeeld vir iemand sê, sluit die deur, en dan net om seker te maak, dan sal jy sê, maar onthou om die deur te sluit, nee. So hierdie is vir jou belangrik, jy herhaal dit, en so vind dit, ons het ook in die skrif. Nou, wanneer dit dan 3 keer herhaal word, soos in hierdie gedeelte, dan wil die skrif eintlik net vir ons sê, maar dit is uiters belangrik. Kyk na dit, hoor wat ek vir julle wil sê. Nou, dit wil vir ons sê, liefde is die kern van ons godsdienst. Liefde vir Jesus, ons leidsman, ons verlosser. En was my so lekker wanneer ons in hierdie oggend gesing het, en ons sing van Jesus, en ons sing hoe ons hom aanbid en lof aan hom bring, en hoe ons hom liefhet. Want dit is die kern van die evangelie. Jesus het kom sterf uit liefde. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad. Sien jy? Lief. God is liefde, sê die Bybel, en dit is die kern van die evangelie, liefde. Jy weet, en ons is so geneig om die klem op baie ander dinge te plaas. En daar is ander dinge ook in die evangelie, goed wat ons ook moet doen. En ons kan so maklik hierdie dinge uitlig en wil maak of dit die belangrikste is. Maar die belangrikste is en bly die liefde. Dis hoe die Bybel dit vir ons voorhou. Nou daar is 2 dinge wat God in elke mens geplaas het. En hierdie 2 dinge is geloof en liefde. Nou die Bybel sê God het in elke mens
'n mate van geloof gegee. Dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. Nou, daai geloof wat God in elke mens geplaas en gedeponeer is, jy word daarmee gebore, wil ek glo. Met daai geloof kan jy Jesus Christus aanneem of jy kan besluit om hom nie aan te neem nie. Daai geloof wat God in jou geplaas het, kan jy laat groei en toeneem, of jy kan dit maar net passief los en laat dit maar net dormant daar bly. Nou die Bybel moedig ons aan om ons geloof te laat groei. Dit sê vir ons, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Gaan lees van die evangelie waar Jesus beweeg en waar hy wonderwerke doen en dinge doen. Dan sê hy vir die mense glo. En dan sê hy, as jy glo, sal jy die hand van God in beweging sien. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Die Bybel sê ook, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou, jy weet, dan hoor 'n mens baie keer mense sê, maar ek kan nie glo nie. Ek wil vir jou sê, is nie waar nie. Want die woord sê vir ons, God het vir jou geloof gegee. Gebruik die geloof wat die Here vir jou gegee het. En dit is so. Sommige mense se geloof is sterker as ander. En ons vra waarom? Hulle geloof is sterker want hulle beoefen dit, hulle groei in hulle geloof. Nou, die tweede iets wat die Here in elke mens geplaas en gedeponeer het, is liefde. En met hierdie liefde in jou binneste, kan jy die Here lief hê, en jy kan ook jou medemens om jou lief hê. En dan weer eens, daar is sommige mense wat meer liefdevol is as ander. En ons vra hoekom? Maar weer eens, sommige mense beoefen hulle liefde, hulle bewys dit, hulle gee uiting daarin, hulle wil groei in liefde, hulle fokus daarop, en verander doen hulle dit nie, want dit is nie vir hulle belangrik nie. Nou, ook die mens, nou, wanneer Jesus 3 maal vir Petrus vra, het jy my werklik lief? Moet ons onthou, Petrus het 3 maal vir Jesus verloon. Nou, Petrus moes verpletterd gewees het daai aand, nadat hy Jesus verloon het. Die Bybel sê, hy het buitentoe gegaan en hy het bitterlik geween. Petrus kon nie glo dat hy hierdie verskriklike iets gedoen het nie. Want Jesus het gesê, jy gaan my verloon. En dit kom op die punt, en voor dit sê hy vir Jesus, Here, dit sal nie gebeur nie. Hy is baie seker, hy sê, Here, dit sal nie gebeur nie. Ek is bereid, ek sal saam met U sterwe. En dan in daai oomblik verloon hy Jesus. En hy is teleurgestel in homself. En hy stoei in sy binneste met hierdie gedagte, ek is 'n swakkeling, ek is 'n mislukking, en dit knaag aan hom, en dit vreet aan hom, en hy wou dit nie gedoen het nie, en hy het dit gedoen, en hy wens hy kan dit terugdraai en terugswaai, maar hy het dit gedoen, en hy voel ook skaam, want dit kom by die ander disippels uit, en hulle hoor, maar Petrus het Jesus verloon, en ook die mense daar buite die kerk, die ongelowiges, dit het ook by hulle uitgekom, en Petrus kan nie meer mense in hulle oë kyk nie, en hy voel regtig skaam, en teleurgesteld, en hy gaan terug na sy eie tuisdorp, Kapernaum, daar aan die noordelike punt van die see van Galilea, en die Bybel sê vir ons, hy was 'n visserman, en hy gaan terug, en hy begin weer visvang. En ek dink hy het vir homself gesê,
Ag kom ek vergeet, maar van hierdie Jesus tyd in my lewe. Hy sê vir homself, dit was goed, ek was opgewonde, ek wou Jesus dien, ek het hom nagevolg, en dan sê hy vir hom, maar ek kon nie opleef nie, ek het gefaal, ek het misluk, en hoeveel mense is daar nie ook in ons tyd, in ons omgewing, wat ook opgee, in hulle geestelike lewe, en hulle sê vir hulle self, ek het probeer, maar ek is swak, en ek het te veel gefouteer, en te veel gefaal, en daarom wil ek ook maar vergeet van hierdie Jesus tyd in my lewe. Maar jy weet, dan gebeur daar iets wonderliks. Jesus verskyn op die toneel. En wanneer Jesus op die toneel verskyn, dan gebeur daar iets. En dinge verander, want die Bybel sê dit was die 3de keer wat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. En wat vir my so mooi is die wyse waarop Jesus Petrus herstel. Hy sê nie vir Petrus, maar wat het jy nou eintlik gedoen nie? Ek het vir jou gewaarsku, jy gaan my verraai. En jy het my toe verraai, en jy 3,5 jaar het jy saam met my gegaan. Jy behoort sterker te gewees het. Jy weet, dit is dalk die manier wat ons dink, wat Jesus dit moes gedoen het, want hy het rede gehad, en hy kon hom so aangevat het. Maar Jesus doen dit nie. Hy bring hom terug na die kern van die evangelie, en hy vra vir hom, het jy my lief? Jy sien, Jesus wil vir Petrus sê, en vir hom sê Petrus, vergeet nou maar daai gebeure, daai aand, waar jy my verloon het. Ek is hier, en ek bied jou liefde vir my, vir jou, en ek bied my vergifnis. Jy weet, liefde trek in, en Petrus word innerlik genees, en hy kom uit hierdie put, hierdie gat van mislukking en selfverwyd. Maar dis waarmee hy hierdie klompie daarmee stoei. Ek is 'n mislukking en selfverwyd, en hierdie liefde van Jesus trek vir hom uit hierdie put uit van mislukking en selfverwyd. Daar is niks so sterk en so kragtig soos liefde nie. En ek wonder by myself, hoe sou ons Petrus benader het? Sou ons vir hom gesê het, ou Petrus, ja, jy het gedink jy is sterker en beter as ons, nee. Kyk, jy het ook maar gefaal, die Here verloon, nee. Dis hoe ons baie keer is, en dan sê ons maar net vir iemand, ag, okay, ruk jouself reg. Of ons sê vir daai persoon, yes, jy is eintlik maar 'n skande of 'n klad op die Christendom, op die kerk en op die gelowiges. Wat is ons reaksie wanneer familie of vriende fouteer? Is dit daai woorde, ek het jou mos gesê, is mos baie lief vir dit, né? Vir iemand iets verkeerd doen, ja, ek het jou gesê. Of is dit, jy wil mos nooit luister na my nie, né? Die ander een waarvoor ons altyd baie lief is, jy mos nie aan my geluister het nie. En in plaas daarvan dat ons die benadering het van Jesus, dat ons maar net kan sê, ek is jammer. Jammer is genoeg. Of dat ons maar net sal sê, weet jy wat, al het hierdie fout nou ingetree, as ons by mekaar staan, gaan ons deurkom. Ons gaan deur dit kom. Maar al wat eintlik nodig is, om te sê, ek is lief vir jou, dis wat nodig is. Of as jy wil hê die boodskap moet baie, baie sterk deurkom, dan kan jy maar net sê, weet jy wat, dit het gebeur, maar ek is baie, baie lief vir jou. Maak seker, né? En as jy dit nog beter wil doen, dan sê jy, weet jy wat, ek is baie, baie,
baie lief vir jou, en ons kan aangaan. En dis maar die kern van die evangelie. Nou wanneer Jesus vir Petrus vra, het jy my lief? Wil hy nie vir een oomblik vir Petrus sê, dat hy hom glad nie lief gehad het nie. Dit moet ons ook nie daarin lees nie. Petrus het Jesus lief gehad. Dis baie duidelik. Maar Jesus wil eintlik vir Petrus sê, hoorie Petrus, al het jy my lief gehad, daar is ruimte vir verbetering. Daar kan groei wees in jou liefde. Jy sien, Jesus wil, die Engelse woord, hy wil Petrus se liefde so bietjie stretch. Hy wil dit rek. Daar moet groei kom. Nou, in hierdie oggend, nou sit jy hier en jy sê, ja, my preek vir my, maar ek het die Here lief. En ek sê, prys die Here. En ek weet, jy het die Here lief. Maar dan wil Jesus ook vir jou sê, soos hy vir Petrus gesê het, maar daar's ruimte vir verbetering. Daar kan groei wees in jou liefde vir hom. Daar moet groei kom in jou liefde vir hom. Nou jy weet, elke keer nadat Jesus vir Petrus gevra het, het jy my lief? Dan gee hy vir Petrus ook 'n opdrag. Dit moet ons ook nie miskyk nie. Hy sê die eerste keer sê hy vir hom, laat my lammers wei. Die lammers is maar die jeug, die kinders, die jong mense. Dan sê hy die tweede keer, pas my skape op. Derde keer sê hy, laat my skape wei. Al wat Jesus hier vir Petrus wil sê, hy wil vir hom sê, okay, jy het my lief, groei in jou liefde vir my nog, en dan raak jy betrokke in my gemeente, in my kerk, raak betrokke in my werk, reik uit na klein en na groot, wees daar om mense in te bring, wees daar om mense te bemoedig, om te versterk, wees daar om mense by te staan en te help. Ons wil baie keer die perde voor die waaspan, ons wil betrokke raak en dan dink ons gaan vir die Here liewer raak. Dis nie so nie, raak vir die Here liewer, dan sal jy makliker betrokke raak, outomaties in die Here se werk en in sy gemeente. Nou, ek wil net dit sê hier aan die einde, die Here vra nie 'n bietjie liefde nie. Hy vra nie 'n eina liefde nie. Hy vra waarlik liefde, want dis wat hy vra. Hy vra vir Petrus, het jy my waarlik lief? Nou ons weet wat beteken waarlik. Waarlik beteken regtig. Het jy my regtig lief? Het jy my eg lief? Die Engelse woord. Het jy my genuine lief? Het jy my lief met 'n groot liefde? Eintlik wat Jesus maar vir Petrus vra, hy vra, jy moet my lief hê met 'n groot liefde. Ek dink ons weet wat beteken groot liefde. Hy wil vir Petrus sê, jy moet my lief hê met 'n warm liefde. Hoorie wat wil Jesus sê? Hê my lief met 'n warm liefde. In Openbaring kom Jesus en hy sê, dit het ek teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat, né? Dan sê hy, was jy maar warm of was jy maar koud? Hy sê maar omdat jy lou is, die tussenin, gaan ek jou uit my mond uitspuug. Nou, die tyd waarin ons leef, is dan juis hier by Johannes 21, waar Jesus vir Petrus sê, dat hy vir hom moet lief hê, met 'n groot liefde, 'n warm liefde. Dis al wat dit gaan maak. Daai middelmatige liefde gaan dit nie maak nie. Koue liefde gaan dit nie maak nie. Jesus vra daai warm liefde. Nou, hierdie groot warm liefde gaan jou dra deur die moeilikste omstandighede. Niemand van ons weet wat môre en oormôre op ons wag nie. Dis die lewe.
kan vandag wonderlik wees. Môre kan alles net so draai, kan verander. Maar wanneer jy hierdie groot, warm liefde in jou hart het, gaan dit vir jou deurdra. Jy weet, ou Petrus het Jesus verloon, en dan 50 dae daarna, op Pinksterdag, is dit hierdie Petrus wat die deur oopmaak. Die Heilige Gees word uitgestort, en is 'n groot geraas, en hulle praat in tale, en die mense drom saam, en niemand weet wat nie, maar ou Petrus sê, hier is my geleentheid, en hy maak hy deur oop, en hy gaan uit, en hy begin preek, die grootste bekeringspreek, en 3000 mense kom tot bekering. Sien jy, hierdie liefde het iets gedoen in Petrus. Dis nie meer dieselfde Petrus nie. Hy skroom nou nie vir die naam van Jesus nie. Eers sê hy ken nie hierdie naam van Jesus nie. Nou sê hy dis die naam van Jesus wat julle gaan red. 3000 kom tot bekering. Aan die einde van sy lewe, die oorlewings vertel ons, het Petrus 'n martelaarsdood gesterf, en hulle het hom gekruisig, maar hy het gesê, hy is nie waardig om soos sy meester te sterf nie, hulle moet hom onderste bo kruisig. Jy sien, dit is wat liefde aan Petrus gedoen het. Daai verandering, ook in jou en my lewe, kan dit daai verandering bring, wat geen mens kan doen, wanneer jy dit toelaat nie. Nou hierdie groot, warm liefde, gaan jou saamvat met die wegraping. As die bassein gaan blaas, is dit net hierdie liefde, warmte in jou hart. En as jy sing, jy gaan saam. Dis maar net dit. Hy liefde en warmte in jou hart kan jou optrek. Aarde gaan jou nie kan hou nie. Nee, aarde gaan jou nie kan hou nie. Jy's te lig, liefde is te lekker, en die warmte, en dit gaan jou saamvat. En dit is waarna ons uitkyk. Ons weet, ons leef in die tyd waar die bassein gaan blaas. Jesus weet dat jy hom lief het. Jy sê vanoggend, maar Jesus weet, ek het hom lief. Maar hy wil dit hoor. Hy wil dit hoor. Ons moet meer en meer vir hom sê, Jesus, ek het u lief. Ek het u baie lief. Ek het u waarlik lief. Eg lief. Ek het u groot lief. Ek het u warm lief. Jy sien, wanneer jy daai liefde kan verklaar, dan sal jy voel hoe kom God se liefde. En dit is maar soos 'n vloedgolf. Dis mos maar 'n aksie het 'n reaksie. Jou liefdeverklaring bring God se liefde in beweging. Dit vloei en dit vloei en dit word sterker en dit word lekkerder en dit word meer en jy groei en jy verander en jy word sterk en jy wees en word wat Jesus wil hê wat jy moet wees. Prys die Here. Kom ons sluit ons hoofde en ons bid saam. Kan ek jy nooi in hierdie oggend om almal saam met my te staan, terwyl ons in gebed gaan. Here, dank vir sy liefde, en ook ons liefde aan hom verklaar, en aan hom bekend maak. Wow. Jesus, die enigste rede, hoekom ons vanoggend voor U kan staan, is omdat U ons lief gehad het. Eerste lief gehad het. En op daai liefde kan ons reageer. En vanoggend wil ons kom en ons wil net vir U sê, ons is lief vir die Here. Ons is baie lief vir U. Ons is waarlik lief vir U. Ons is lief vir U met 'n egte liefde, Here. Met 'n brandende liefde, met 'n groot liefde, met 'n warm liefde. En Here, ons wil bid dat dit meer en meer in ons sal word, soos wat U Petrus uitgedaag het om te groei in liefde en sterker te word in liefde. Here, wil U ook in hierdie oggend vir ons uitnooi na 'n groter liefde saam met U, want dit verander ons,
Dit maak ons sterker. Dit maak dat ons kan aangaan. Dit maak dat ons kan volhard. God se liefde in ons. U genade werking in ons. Here, en ek bid dat hierdie liefde van U sal brand in elke hart en lewe. 'n brandende liefde, 'n warm liefde, wat nooit sal vervlou nie. Want Here, as ons vervlou, sê U woord, ons gaan dit nie maak nie. En ons wil dit maak. Here, ons moet dit maak. Want die heerlikheid is so mooi. Dit wat op ons wag is so mooi. Dit is so naby. Here, ons kan feitelik daaraan raak as ons ons hand uitstrek. Dankie, dankie vir die kinders. Dankie vir die kerk. Dankie vir die gemeente. Dankie vir hulle, Here, wat hart en siel ook in U koninkryk, in U werk is. Maak ons elkeen meer betrokke, dat ons die lammertjie sal oppas, skape sal oppas, mekaar sal oppas, mekaar sal koester, vir mekaar sal omgee, vir mekaar sal lief wees, mekaar sal voed en bemoedig. Dankie, Here, U is so 'n goeie God vir ons. Dankie, Here, dat ons oë kan oopgaan en dat ons kan besef die kern van die evangelie. Dat ons kan besef waarom dit gaan. Here, U het dit in Petrus se lewe gedoen. Here, toe hy in die diepste put van selfverwyd en mislukking was, het U vir hom kom optel. En Here, as daar mense in hierdie oggend is wat ook voel, Here, hulle het soveel foute gemaak. Hulle het gefouteer en hulle het vir hulle self gesê, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek dit gesê? Hoekom het ek nie opgestaan vir die waarheid nie? Hoekom het ek nie gepraat toe ek moes praat nie? En hoekom het ek gepraat toe ek nie moes praat nie? Here, U weet, dit is hoe ons as mens is. En baie van hierdie goed gooi vir ons in 'n put, Here, in 'n gat waar ons nie wil wees nie. Maar dankie dat U liefde vir ons daaruit kom optel en dat U vir ons kom sê, vergeet dit, kom aan, ek is hier. My liefde is tot jou beskikking. My liefde verander jou. My liefde maak jou sterk. Dankie, Here, dat ek ervaar U liefde maak U kinders, U mense sterk, sodat ons sterk en standvastig in U kan beweeg, onbeweeglik, Here, op die pad waarmee ons wandel en waarmee ons U dien. Baie dankie, Here, laat U liefde ons toefhou. En wanneer ons in hierdie oggend vir U sê, ons het U lief, Here, ontvang dit en laat dit vir U welbehaaglik is en laat ons daagliks groei en toeneem, Here, in hierdie wederwysige liefde, soos wat U dit bestem het vir U kinders, vir U kerk en vir U mense. Ons is lief vir U, Here, en ons loof U groot naam. Amen.